Baie welkom by die uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ons het verlede naweek 'n kategese kamp gehad in Prins Albert. Baie lekker. En wat ons probeer doen het met die kampprogram ook, en as ek daaroor dink wat ons eintlik in die kerk alles probeer doen, is om mekaar te help om Jesus Christus te volg. Om hom prakties te volg, om hom te ken, want jy moet weet wat moet jy doen. In Filippense sê Paulus, al wat ek wens is om Jesus Christus te ken. So ons moet iets van hom weet, en dan moet ons dit wat ons weet in die praktyk uitvoer. Nou, as jy dit saamvat, soos wat die wetgeleerde vir Jesus gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus vat dit saam en sê, jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet jou naaste lief hê, en dan sê hy in Matteus 22, in hierdie 2 gebooie word die hele wet en die profete saamgevat. Nou dit kan 'n bietjie abstrakt wees, ons weet mos nou van dit, maar daar's 2 gelykenisse wat my help om dit goed te verstaan. Sê, as jy net 2 goed moet doen, wat is dit? Die eerste een is die gelykenis van die verlore seun, Lukas 15. Die jongste seun is 'n bietjie ontevrede met die hele situasie by sy pa. Hy juk om iets van die wêreld te gaan sien, weg van sy pa af en sy broer af, en dan verkoop hy al sy goed en hy gaan mors dit uit en dan beland hy in die varkhok. Net gou 'n kantaantekening. Het julle opgelet dat nie die vader of die broer of enige van sy vriende in die gelykenis nou vir hom kos vat en dit vir hom moontlik maak om in die varkhok te bly leef nie. Vir die verhaal om reg te werk, is dit verskriklik belangrik dat die krisis van die varkhok onuithoudbaar word vir hom. En dat hy dan dink, ek was nou vroeër ontevrede met my pa, maar ek besef nou dis my beter by die pa. So as iemand nou vir hom daar gaan kos gee, het hy nou maar daar aan die varkhok geleef. Maar dis nie die sterk punt van die verhaal nie. Ek sê dit nou net om te sê, partykeer moet mens maar 'n krisis laat loop, sodat mense tot inkeer kan kom. Nou die jongste seun kom tot inkeer, en dan onthou hy hoe sy pa is. Wat se kaliber mens sy pa is. En dan gaan hy terug na die pa toe, en dan ken julle nou die storie. Die pa hardloop uit na hom toe. Hy herstel hom volledig as seun. Die seun is bereid om 'n slaaf te wees, maar die pa gee vir hom 'n seelring aan sy vinger, skoene aan sy voete, hy trek vir hom 'n spesiale kleed aan, 'n spesiale jas om te sê, hierdie is my seun. Nou weet ons, die oudste seun, en uit die verhaal uit kan jy sien, die oudste seun is die fariseërs en die skrifgeleerdes. Die oudste seun is glad nie tevrede met die genade wat die vader aan die jongste seun bewys nie. En net so klein bietjie perspektief daaroor. Daar's 'n ander gelykenis in Matteus 20 wat gaan oor die arbeiders en die wingerd. Die Bybel sê die boer het vroegoggend uitgegaan, mense gekry wat daar staan langs die pad om te werk, met hulle ooreengekom oor 'n dagloon en hulle na sy wingerd toegevat. Hier by 9 uur gaan hy weer, hy kry nog 'n paar, vat hulle ook. 12 uur kry jou werklik waar nog 'n paar ouens wat nie werk het nie, vat hulle ook. 5 uur is daar nog 'n man of 2 wat rond staan en hy vat hulle ook. Nou die laastes werk net 'n klein rukkie, die eerstes het lank gewerk in die warm son. En as hy begin vir hulle betaal vir die dag, betaal hy almal dieselfde. Jy sien sy genade. Genade is nou juis nie verdienste nie. En dis die moeilikheid wat die oudste seun het met die behandeling van die jongste seun. Hy voel die jongste seun verdien dit nie, of ten minste voel hy verdien meer. Want by die arbeiders, sê die ouens wat van die oggend af gewerk het, sê vir die boer, ons het daarom gedink dat jy gaan ons meer betaal, want ons het die hele dag lank hard vir jou gewerk. So genade werk langs ander lyne as dat almal gelyk behandel word, né? Jy word begenadig. Jy word juis nie behandel soos wat jy verdien nie. 'n tweede gelykenis, ek wil nou iets sê oor dit van
ons liefde vir God. Die tweede gelykenis, ons liefde vir die naaste, is natuurlik die barmhartige Samaritaan. En daar's ook 'n oudste seun in die verhaal, die priester en die leviet. Hulle dink nie die man wat onder die rowers nou beland het, verdien dat hulle program onderbreek nie. Daar's altyd spekulasie wat sê die priester was op pad na die tempel toe. Ons weet nie dit nie, die Bybel sê dit nie. Maar wat ons weet, is as hy daai gewonde man versorg het, sy wonde gewas het, soos wat die Samaritaan gedoen het, dan was hy onrein vir 'n sekere tyd. So dan kon hy nie in die tempel gekom het nie, tot na die reinigingstyd. So, hulle kyk ook die gewonde man en besluit, ons wil nie dit nou doen nie. En dan kom die Samaritaan en hy help hom. Onverdiend, hy was sy wonde, hy verpleeg homself, hy vat hom na die herberg toe, by die herberg verpleeg hy hom verder self. En die volgende dag sê hy vir die herbergier, verpleeg jy hom ook asseblief. Hy betaal hom vooruit daarvoor, en hy sê, as jy nog meer onkostes met hom het, sal ek dit kom betaal. Pragtige voorbeeld van om vir iemand 'n naaste te wees. Maar nou as jy nou mooi na die storie geluister het, kan jy sê, okay, Jesus het gesê, ons moet die Here God lief hê. Maar die verhaal van die verlore seun vertel nie eintlik van die seun wat die pa liefhet nie. Dit vertel van die pa wat die seun liefhet. Maar nou wil ek vir ons uit 1 Johannes 4 uit 'n paar verse lees. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. En luister nou na 1 Johannes 4 vers 10. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Werklike liefde is nie die liefde wat die seun vir die pa gehad het nie, maar die liefde van die pa vir die seun wat na hom toe uithardloop, hom omhels en terugbring. En die liefde van die pa vir die ouer seun, wat na hom toe ook uitgaan en ook mooi met hom praat. Ek wil saamvat, Jesus vat die hele wet en die profete in die twee goed saam, liefde vir God en liefde vir die naaste. Ons sien in die twee gelykenisse God se liefde vir ons. Eers as ons iets verstaan, en as dit vir my prakties word, van God se liefde vir my, kan ek vir God lief hê. Ek kan nie vir God eers lief hê nie, maar my liefde vir God is 'n antwoord uit dankbaarheid vir wie hy is en wat hy doen. En dan, as ek sy dankbaarheid verstaan, dan kan ek soos die Samaritaan, die gewonde man help. En as jy nou hierna kyk, sal jy sien, in die gelykenis van die verlore seun, het die ouer broer niks van dit verstaan nie. Die ouer broer is soos die priester en die leviet. Maar die vader gaan ook na die ouer broer toe uit, en na my en jou toe, en vra vir ons, wees 'n naaste, en wees 'n volgeling van God. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons wil in dankbaarheid vir U sê, U is vir ons belangrik. Ons gee om vir U saak en vir die koninkryk, en ons is vir U ook lief. En ons verstaan dat U sê dat ons vir ons naaste, U ander kinders, moet omgee, moet moeite doen, en in die naam van God na hulle toe moet uitreik met liefde. Help ons deur U Heilige Gees om dit te verstaan, om dit aan ons eie lewens te ervaar, U liefde en ook ons naaste se liefde. Maar veral, Here, dat ons vir U kan terug lief wees en vir ons naaste met omgee en hulp en liefde kan aanraak. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here
Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly.